Onse Vader wat in die hemel is, wat 'n voorreg om U te aanbid, om U te ken, om U naam vandag te loof en te prys met musiek, maar ook hierdie tyd te neem, om U heilige woord te bepeins. Here, in ons bede is, dat terwyl ons hier saam is, U ons sal seën. Mag U naam vandag groot gemaak word, dis ons gebed. Amen. Vir ons skriftuurlesing vanoggend nooi ek U om saam te blaai na Jeremia hoofstuk 18, vers 1 tot 6. Jeremia 18 vers 1 tot 6. Die woord wat van die Here tot Jeremia gekom het. Maak jou klaar en gaan af na die huis van die pottebakker. En daar sal ek jou my woorde laat hoor. Toe het ek afgegaan na die huis van die pottebakker. En hy was juis besig om op 'n stuk te werk, op die skywe te maak. En die voorwerp wat hy besig was om te maak, het misluk. Soos dit gaan met die klei in die hand van die pottebakker. Maar hy het daaruit weer 'n ander voorwerp gemaak, soos dit in die oë van die pottebakker reg was om dit te maak. Toe het die woord van die Here tot my gekom en gesê, sal ek nie soos hierdie pottebakker met julle kan maak, o huis van Israel, spreek die Here. Kyk, soos klei in die hand van die pottebakker, so is julle in my hand, o huis van Israel. Mag die Here 'n spesiale seën by hierdie gedeelte voeg, terwyl ons hieroor gaan gesels vandag. Het is wonderlik om vandag weer by julle te wees, veral na 'n kampvergadering. Wie van julle was by kampvergadering? Kan ek julle hande sien? Lyk nou omtrent die helfte van die gemeente. Ek wil hê dat julle die ander helfte moet oortuig om volgende jaar te gaan, as die Here se wil daarby is. Dit was 'n wonderlike seën. Tannie Meywes, Tannie het 'n goeie werk gedoen. Ek hoor almal het 'n groot seën ontvang van die rappeer se pragtige preke. En dis altyd so antiklimaks om na 'n kampvergadering weer in die kerk te wees. Dit is wonderlik om die Here te aanbid, maar kampvergadering is soos die hemel. En om weer kerk toe te kom is bietjie anders. Jy mis al die mense en die goeie kontak wat jy gehad het met almal. En tog is dit wonderlik dat ons weer kan saam aanbid. Ons leef in omwindende tye, is dit nie so nie? Die afgelope week, die langer, het daar klomp dinge gebeur wat ons net weer laat verstaan dat ons leef in omwindende tye. En ek wil die uitdaag, terwyl ons in hierdie tye leef, om nie vreesagtig te wees, maar op die Here te vertrou. In spite van wat om ons gebeur, kan ons daardie vaste versekering in ons hart hê, dat ons dien 'n God wat vir ons omgee. En al lyk dit of die wêreld besig is om met mekaar uit te spat, en ons weet nie meer wat die toekoms vir ons gaan inhou, hou vas aan die Here. Nie toelaat dat die omstandighede die gedagtes wegneem van dit wat eintlik belangrik is. Want dit kan baie maklik gebeur. Hou vas aan die Here ten spyte van die tye. Ons praat vandag oor die pottebakker. En ek het 'n potjie saamgebring. Nou, dis nie regtig 'n kruik nie. Dis 'n gieter. Maar vir Billy, maar dis 'n kruik. Ek sien daar's eintlik 'n baie mooi kruik wat iemand die blomme mee saamgestel het. So, as u nie kan verbeel dat hierdie 'n kruik is nie, kyk maar na die een in die blommerangskikking. En hierdie kruik het spesiale betekenis. Al lyk hy soos 'n gieter. So 'n aantal jare gelede was ek op toer in Malawi gewees. En daar aan die weste kant van die Malawi meer kom ons op 'n klein dorpie. Dorpie se naam is Nkota. En in die dorpie is daar mense wat hierdie spesifieke gieter gemaak het. En ek sal nooit vergeet, ons het in die winkel ingegaan waar hulle gewerk het, baie eenvoudige toerusting waarmee hulle die kleiwerk gedoen het. En die man wat besig was om hierdie spesifieke potjie te bou, te maak, te vorm, het 'n voorskoot aangehaat om homself te beskerm teen die klei, sy klere. En op die voorskoot het hy die naam uitgeskryf, Maker.
sal dit nooit vergeet nie. En ek het gedink as baie meer betekenis daarin miskien as wat hy besef het en miskien nie, miskien het hy dit juist daarom neergeskryf en hy het hierdie saam met 'n klomp mooi glase vir ons gemaak en as 'n mens sien dat iemand iets maak, het dit meer betekenis as wat jy dit in Mr. Price Home sien. Nie dat dit lelik is daar nie, maar dit het skielik betekenis want iemand het die tyd geneem en die moeite om hierdie gieterpot te maak. En dit beteken vir 'n mens iets. En so kan 'n mens uit iets eenvoudig soos klei iets baie moois maak. Maar 'n mens kan daardie selfde klei gebruik om te vernietig. Ek dink terug in 1995 het ek en 'n ander predikant saamgewerk aan 'n tienerkamp. Die van die wat al tienerkampe gedoen het, ek kan dit aanbeveel, maar maak seker u het baie energie. Ons het so die eerste aand besluit ons wil hierdie tieners moeg maak. En so die eerste aand het ons gedeernag. Nou natuurlik ons kon dit nie doen nie, maar ons het maar beurte gemaak. En hulle heel nag wakker gehou met aktiwiteite, die hele dag volgende dag ook en teen daardie volgende aand toe hulle nou al amper vir 2 dae wakker. Toe dink ons wel ons het hulle nou bietjie gebreek dat ons nou mooi met hulle kan werk van hier af. Daai aand het hulle goed geslaap en die volgende oggend toe hulle opstaan toe sê hulle wanneer deernag ons weer? En toe besef ek, dis 'n stryd wat 'n mens nie moet probeer wen nie, want jy gaan dit nooit regkry nie. En deel van die aktiwiteite, dit was by 'n rivier gewees, het ons in die rivier gaan swem. En daar was lekker klei gewees. Nou wie van julle het al kleilat gespeel? Sommige klomp. En ons het begin om kleilat te speel met hierdie tieners. En dit was natuurlik baie lekker gewees. Behalwe daar was so een ouetjie wat net nie die kleilat lekker kon gooi nie. En hy besluit toe maar as hy dit nie met die kleilat kan gooi nie, miskien moet hy optel. En hier iewers in die rivier grou hy so 'n klomp klei uit en hy gooi en hy gooi een van die predikante in die gesig. 3 van sy tande uit. Hospitaal toe. Dis nie maklik om 'n predikant te wees nie. Ek wil nie afsit van tienerkampe nie. Daardie predikant bedien redelik naby aan ons nou. Maar daardie selfde stuk klei kon 'n mens gebruik om iets moois uit te maak. Of om iemand se tande mee uit te gooi. Ons lees in Jeremia 'n interessante gedeelte waar Jeremia gestuur word na die huis van die pottebakker. En die Here wil op 'n praktiese wyse soos altyd vir hom laat verstaan hoe sy verhouding met sy volk Israel is. Ek dink hierdie selfde woorde is van toepassing op ons. Blaai weer in die Bybels as dit nie nog steeds oop is daar nie. En kom ons lees weer 'n paar verse hier. Here sê, maak jou klaar, gaan af na die huis van die pottebakker en daar sal ek jou die woorde laat hoor. Toe ek het afgegaan na die huis van die pottebakker en hy was juis besig om 'n stuk werk op die skywe te maak. Miskien was dit 'n kleipot, miskien 'n beker, ons weet nie wat hy mee besig was nie. En die voorwerp wat hy besig was om te maak het misluk. Soos dit gaan met klei in die hand van die pottebakker. Maar hy het daaruit weer 'n ander voorwerp gemaak, soos dit in die oë van die pottebakker reg was om dit te maak. Die pottebakker sien met ander woorde potensiaal in 'n stuk klei wat Jeremia miskien nie raak gesien het. Van terugkeer hierna. Toe het die woord van die Here tot my gekom en gesê, sal ek nie soos hierdie pottebakker met julle maak nie, o huis van Israel, spreek die Here. Kyk, soos klei in die hand van die pottebakker, so is julle in my hand, o huis van Israel. En natuurlik daardie selfde woorde is nog steeds van toepassing vir ons as geestelike Israel vandag. Soos Israel het ons ook deur die doop ons lewe aan die Here gegee en toegetree tot 'n verbondsverhouding met hom. Ons het hom as ons skepper, ons herskepper, ons maker as jy dit wil noem, en koning aangeneem. God se doel, onder andere met ons, is om ons te gebruik, om vir die wêreld te wys hoe sy karakter lyk. En gelukkig slaag ons nie altyd daarin nie, maar dit is wat God graag van ons wil hê. Ons misluk soms in die belangrike roeping, maar deur ons keuse kan ons vandag sê, is ons soos klei in die hande van die pottebakker. Ons het vir die Here gesê, hier is ons. Maak iets moois uit ons. Gebruik ons. Dit wat die pottebakker wil maak, soos in hierdie verhaal, is nie altyd suksesvol nie. Maar die mislukking is nooit weens die pottebakker se vermoëns nie. Dit gaan oor die samestelling van die klei. Uit dieselfde klei kan 'n mens iets moois en iets leliks tevoorskyn laat kom.
Dieselfde klei kan 'n mens 'n mooi kleipot maak. Dieselfde klei kan jy iemand seermaak. En daardie seer kry kan fisies, emosioneel of geestelik wees. Paulus haal aan uit die Ou Testament in Jesaja. En in Romeine hoofstuk 9 vers 20 en 21 skryf hy die volgende. En ek wil hê jy moet dit asseblief volg in die Bybel, Romeine 9. Hierdie gedeelte haal hy aan uit die boek Jesaja, hoofstuk 29 en ook hoofstuk 45. Romeine 9 vers 20. Maar tog, o mens, wie is jy wat teen God antwoord? Die maaksel kan tog nie vir die maker sê nie, waarom het u my so gemaak nie? Of het die pottebakker nie die mag oor die klei, om uit dieselfde klomp die een voorwerp tot eer en die ander tot oneer te maak? Hierdie gedeelte gee vir ons 'n ander gedagte, dat die pottebakker ook 'n aandeel daarin het. En soms wil dit voorkom asof die meester pottebakker se voorwerpe misluk. Die pottebakker het nou die reg om daardie klei te vat en een kant te gooi. Hierdie klei het nie gewerk nie, samestelling was nie reg nie, hy was te hard, miskien te krakerig, te sag, te loperig, hoe dit ook al sê, hy kan dit nie gebruik nie en hy kan dit een kant gooi. Maar hy doen dit nie. Deur genade is hy gewillig om dit wat nutteloos is, weer op te tel en te verander en iets moois daarin te maak. En hy verander dit, sê die Bybel, na 'n voorwerp wat reg is in sy oë. In sy oë en sy gedagtes sien hy die potensiaal raak in 'n stuk klei wat u en ek miskien mis. Vir ons is dit net 'n stuk klei. Maar hy sien anders. Sy oë sien dit raak wat ons mis. Onthou hierdie gedagte, want ons gaan later weer daarna terugkeer. Hoekom gebruik God deur Jeremia hierdie spesifieke simboliek van die klei? Daar is ander voorbeelde wat hy ook gebruik, maar waarom kies hy klei? Eerstens is klei algemeen beskikbaar. Waarskynlik het meeste van u in die tuin iewers bietjie klei. As jy dit bietjie verwerk, regte samestelling kry, kan jy 'n potjie maak daaruit. Dus is klei algemeen beskikbaar. Daar is niks spesiaal aan klei nie. Mense hoef nie te gaan na 'n winkel en spesiale klei ten duurste te gaan koop nie. Die les daarin is redelik duidelik dat op ons eie is ons nie altyd so spesiaal soos wat ons soms dink nie. Klei op sigself is ook nutteloos en waardeloos. 'n Mens kan dit verniet kry. Dit kos niks nie. Weer op ons eie en sonder Christus. God kyk altyd dieper en ons moet leer om deur God se oë na mense te kyk. Argeoloë vertel vir ons dat met die opgrawings van baie van die antieke nabye Oosterse huise, dat daardie huise baie klein was. Meeste mense was redelik arm en het maar min bates gehad. En daar was nie banke soos vandag waar jy jou waardevolle besittings, die bietjie wat jy gehad het, kon bære nie. Dus sou mense iewers in hulle huis 'n wegsteekplek moes kry, omdat dit vir hulle waardevol was, weg te steek. Tensy daar 'n rower kom om dit te steel. Maar waar is 'n goeie wegsteekplek as jy 'n klein huisie het? Miskien 'n gat in die grond grou. Wel, ons weet nie of dit sal werk nie. Iewers in die dak wegsteek. Baie mense het dit eerder in 'n kleipot weggesteek. Dit was soos 'n hedendaagse kluis gewees. Die probleem was dat die rowers het begin agterkom, die mense steek hulle waardevolle besittings in die kleipotte weg. En daarom het die eienaars met 'n baie oorspronklike idee vorendag gekom. Hulle het 'n mooi geglasuurde pot by die ingang geplaas. Opsigtelik waar almal dit kon sien en waarskynlik waar die rowers sou inkom. Maar hulle kosbaarste besittings het hulle eenkant in 'n eenvoudige ou kleipotjie geplaas. Miskien daar in die deel van die vertrek waar niemand ooit kom. Miskien iets bo-op geplaas dat dit nie opsigtelik is nie. En wanneer 'n rower skielik ingekom het, het hy nie tyd gehad om rond te kyk nie.
As hy wel rondgekyk het, het hy net 'n ou vaal potjie gesien wat daar een kan staan en wat waarskynlik geen waardevolle items aangehad het nie. Omdat hy min tyd gehad het, sou hy eerder die mooi geglaseerde pot gryp en weghardloop. Daardie potjie kon hy vir 'n paar sente by die mark gaan verkoop. En die gesin se bates was veilig. Ek glo die toepassing hiervan is duidelik en eenvoudig. Want miskien kyk jy vandag na jouself en jy voel ontoereikend. Miskien voel jy vandag soos 'n eenvoudige ou, onopsigtelike kleipot. Maar jy weet, die eienaar wil sy waardevolste besittings juis in daardie pot plaas. En dit gaan nie oor hoe u oor jouself vandag voel nie. Dit gaan oor hoe God u sien. Dit gaan nie oor hoe die persoon wat langs jy in die bankie sien, of Magali se gemeente, of die kerkraad, of die predikant. Dit gaan oor hoe God u sien. En God sien u as 'n man en 'n vrou met potensiaal. Hy wil sy waardevolste besitting in u sit. Wat sou jy sê vandag is God se waardevolste besitting? Ons hoor? Enige gedagtes? Ons? Maar wat wil hy binne in ons sit? Sê weer? 'n nuwe hart. 'n nuwe hart. Sy karakter. Daar is niks meer waardevol. En as ons kyk na Jesus Christus toe hy hier op aarde was, toe hy kom sterf, dit was God se waardevolste besitting. Hy wil dit binne in ons plaas. Jesus se karakter wil hy binne in u plaas, sodat u die mooiste mens sal wees. Vir die gesin, vir die vrou, die man, die kinders, die ouers, mense by die werk, wie dit ook al mag wees. God wil die oë open vandag, om u self, maar ook ander te sien, soos wat hy u sien. Johannes hoofstuk 9, lees ons 'n baie interessante verhaal. En weer is jy welkom om daarin te blaai, terwyl ons 'n paar verse hieruit gaan lees. Johannes hoofstuk 9, ons lees vers 1. En toe hy verbygaan, sien hy 'n man wat blind was van sy geboorte. Ons spring 'n paar verse, want dit is 'n bekende verhaal. Ek wil kom by die genesing self, en nie by dit wat voor en na die tyd gebeur het nie. Vers 6, Johannes 9. En toe hy dit gesê het, spieg hy op die grond, en hy maak klei van die spieg, en hy smeer die klei aan die oë van die blinde man, en sê vir hom, gaan was jou in die badwater Siloam, wat vertaal word, uitgestuur. En hy het uitgegaan en hom gewas, en hy het siende teruggekom. Hier is die baie bekende verhaal van die man wat blind gebore was, en wat die Here sy gesig teruggegee het, maar hy kon gesê het, sien, en die man sien. Tog gebruik die Here 'n vreemde manier om hierdie genesing te bewerkstellig. Hy maak klei. Hy smeer daardie klei aan sy oë en hy sê, gaan was jou oë af en jy sal sien. Miskien het ons nodig dat die Here ons oë vandag weer moet open. Om die potensiaal in onsself, maar ook in die mense langs ons raak te sien. Nie weens wat ons gedoen het, of weens wie ons is nie, maar weens die kosbaarste besitting wat hy in ons wil plaas. Want as daardie oë nie oop bly nie, kan die kleipot mettertyd nutteloos word. En jy kan later gaan lees, ons gaan dit nie nou aanhaal nie, Psalm hoofstuk 2 en Openbaring hoofstuk 2 ook, vertel daarvan dat die Here die wat nutteloos is, uiteindelik gaan breek. Daar gaan niks daarvan oorbly nie. Terwyl die Here nog die voorreg het om in elkeen van u se lewens te werk, om daardie lomklei te vorm in iets wat moois en bruikbaars is, mag hy vandag u oë oopmaak, om daardie potensiaal in u lewe raak te sien. As jy miskien dink dat jy nie meer 'n plek het om vir die Here te werk nie, vra vir hom om te wys, waar kan jy 'n verskil in iemand se lewe maak? Wil jy nie vandag vir God vra om u oë weer met sy klei te open nie? Wil jy nie vandag vir God weer vra om u bruikbaar vir hom te maak, sodat ander mense deur u lewe Jesus sal raak sien? As dit u begeerte vandag is, gee weer u klei vir hom. Gee alles vir hom en sê, Here,
Maak iets moois uit dit wat ek het. Dit is my gebed in Jesus naam. Amen.